dankie sê vir die voorreg wat ons het om in die huis te kan wees. Here, ek wil vra dat U my lippe sal aanraak met 'n koolvuur van die altaar. Want die woord is al reeds gesalf, Here. Dat ek vanmôre sal bring dit wat U wil hê ek moet bring vir die gemeente. Amen en amen. Dit is vanmôre Moedersdag. Wonderlik. Amen. Ja, dit is stil. Ek sê weer sê, dit is vanmôre Moedersdag. Ek wil vanmôre, as ek die boodskap van die woord wat ek gaan aflewer, 'n titel kan gee, wil ek vanmôre die titel gee is, Moeder, hoe gaan dit met jou gesin? Moeder, hoe gaan dit met jou gesin? Ons lees saam in 2 Konings 4 vanaf vers 8 tot vers 26. En op 'n dag het Elisa verbygegaan na Sunem. En daar was 'n vermoeiende vrou wat by hom aangehou het dat hy brood sou eet. En so dikwels as hy verbygaan het hy daarheen weggedraai om brood te eet. En sy het aan haar man gesê, kyk tog, ek merk dat dit 'n heilige man van God is wat gedurig by ons verbygaan. Laat ons tog 'n klein onmurende bokamer maak en laat ons daar vir hom 'n bed en 'n tafel en 'n stoel en 'n lamp neersit. Wanneer hy by ons kom, kan hy daar intrek. En toe hy op 'n dag daar kom, het hy in die bokamer ingetrek en daar gaan lê. En aan sy dienaar Gehasie gesê, roep hierdie Sunamitiese vrou, nadat hy haar dan geroep het en sy voor hom gaan staan het, sê hy vir hom, vra haar tog, kyk, jy het al hierdie sorg aan ons bestee. Wat kan daar vir jou gedoen word? Halleluja. En Gehasie antwoord, voorwaar, sy het geen seun nie en haar man is oud. En hy sê, roep haar. En toe hy haar geroep en sê in haar deur gaan staan het, sê hy, sulke tyd oor 'n jaar sal jy 'n seun omhels. En sy antwoord, ag nee my Heer, man van God, moenie vir die dienares lieg nie. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar, op daardie tyd oor 'n jaar soos Elisa met haar gespreek het. Maar toe die kind groot was, het hy op 'n dag uitgegaan na sy vader na die maaiers en vir sy vader gesê, my kop, my kop. Die sê toe vir die dienaar, dra hom na sy moeder toe. Halleluja. En hy het hom gedra en by sy moeder gebring. En hy het op haar knie gesit tot die middag toe en het gesterwe. En sy het opgeklim en hom op die bed van die man van God neergelê en agter hom gaan hom toegesluit en uitgegaan. Daarop het sy man gesê, stuur tog vir my een van die dienaars met een van die eselinne, dat ek gou na die man van God kan gaan en terugkom. En hy sê, waarom gaan jy vandag na hom? Dit is geen nuwe maan of Sabbat nie. En sy antwoord, wees maar gerig. Toe stel sy die esel op en sê aan haar dienaar, jaag aan en gaan voort. Hou my nie op in die ry nie, behalwe as ek jou sê. Sy het dan weggegaan en by 'n man van God op die berg Karmel gekom. Sodat die man van God haar op 'n afstand sien, sê hy aan sy dienaar Gehasie, kyk, daar is die Sunamitiese vrou. Loop haar nou tog tegemoet en sê vir haar, gaan dit goed met u? Gaan dit goed met die man? En gaan dit goed met die kind? En sy antwoord, goed. Daar's 'n spreekwoord wat sê, jy kan 'n hond nie 'n nuwe triek leer. Wat? You can't teach an old dog new tricks. Maar ek wil vanmôre sê, gelukkig is ons nie in daai era nie. Want as kinders van God, is dit vir ons nie van toepassing.
Wat ons as kinders van God moet doen, is ons moet in alle tye op ons knieë bly en met God in kontak kom. Dit is vir jou 'n nuwe begin. Dit is nie 'n ou triek nie, dit is 'n nuwe begin vir jou. So ek probeer nie vir jou, of wat probeer jou, of die Here probeer jou nie nuwe triks leer nie. Hy gee vir jou 'n nuwe begin. Daar was 'n verhaaltjie wat ek wil vertel. Daar was 'n dogtertjie wat in die speelgroep was. En sy het elke dag vroeg staan sy op, pak haar goeders, wag vir haar moeder om die kos te gee, dan gaan sy speelgroep toe. En hier by die derde dag is sy so opgewonde om vir pappa en vir mamma te kan sê wat gebeur het in hierdie speelgroep die laaste paar dae. En sy het by die huis gekom en sy het gaan sit en wag vir pappa en mamma om by die huis aan te kom. Opgewonde hoor sy, daar kom 'n kar aan. Die kar trek by die yard in. Die garage deur gaan oop. Die kar trek in. Die deur gaan skreeuende oop, want dit is 'n ou kar. En sy wag dat die persoon wat daar kom, pappa en mamma, dat ek gou-gou vir hulle kan vertel wat het in die laaste paar dae by die kleuterskool gebeur. Ek is so opgewonde om vir hulle te sê wat gebeur het. Met haar opwagting gaan die deur oop en die staan pa. Pappa, die nou nie my kind. Ek is besig. Wag net 'n oomblik. En die kind so gebreke. Sy wil so graag vir iemand vertel wat aangegaan het vir die laaste paar dae by die kleuterskool. Word daar vir haar gesê, nie, wag net 'n oomblik. Gaan speel so lank 'n bietjie TV game. Ons gaan nou met jou gesels. Nie baie lank daarna nie, hoor sy weer die deur gaan oop. Oogies blink, hier staan mamma. Mamma. Ja my kind, wat is dit? Ek wil net vir mamma gesê wat het in die laaste paar dae gebeur. Die moeder het tyd afgestaan vir haar kind, om te luister wat haar kind vir haar wil gesê, wat gebeur die laaste paar dae. Dit is 'n moeder se werk. Vader se werk wat nie verkeerd verstaan nie. Maar 'n moeder is daar altyd om op te sien na haar kinders. As jy hoor, dan hoor jy 'n moeder se gebed, wat bid vir haar kinders, wat bid vir haar man, wat vir die Here vra, Here, help daai man, help my man, help my kinders, Here, red hulle siele, dat hulle tot bekering kan kom, en die naam kan loop, en kan prys. Dit is waarom God 'n vrou gemaak het. Man moet ook bid. Maar 'n vrou is meer werd in die oë van God as wat 'n man is. Jy moet mooi luister vanmôre. Ek sê 'n vrou is meer werd in die oë van God as wat 'n man is. Want hy het vir haar moed gegee, hy het vir haar geduld gegee, hy het vir haar voorspoed gegee. Hy het vir haar gesê, ek gaan nou vir jou gee dit wat ek nie vir enige ander mens spesiaal gegee het nie. 'n moeder se gebed verander sake. 'n moeder se gebed verander die sake. Gaan kyk na 'n huis waar 'n moeder bid. Is 'n huis met vreugde en liefde. Gaan kyk na 'n gemeente waar die moeders bid. Is 'n gemeente wat floreer. Is 'n gemeente wat opbou. Is 'n gemeente wat liefde het. Is 'n gemeente en 'n huis waar daar altyd iets is. Maar ek wil terugkeer na die vrou toe, die woord van God. Sy het gesê, sy wil die man Elisa, of die lewe wat elke keer verbykom, wil sy vir hom 'n huis bou, 'n kamer bou aan die boorkant. Sodat as hy weer kom, hy nie in die sitkamer hoef te sit, of hy moet op 'n topte plekkie wees nie, maar hy moet sy eie plekkie hê, waar hy kan sit, en met hulle deel, en met God deel. Dis 'n moeder wat dit wil hê. 'n moeder gaan altyd die ekstra myl, as ek het so kan noem, vir die kinders, en vir die man wat in die huis is. 'n vrou sal altyd iets afstaan om te gee vir haar man en haar vrou.
en vir die werk van God. Die waarheid. Gaan kyk maar in jou huis. As daar te min kos is, wat maak die moeder? Sy skep eers vir haar kinders en haar man op. En die bietjie wat oorbly, sal sy eet. As daar probleme is, wie gaan altyd eers na die knie toe? Die moeder is die een wat altyd neersak op haar knie en sê, Here, ons het vanmôre hulp nodig. As daar probleme is in 'n huis, en daar sal onder ons hier tussen die man en die vrou, wat gebeur altyd? Come on, man. Ons moet nie skynheilig wees nie. The woman always asks first, sorry, sê. Die moeder sê altyd eerste, sorry. Jou plig as man om eerste te sê jammer, maar 'n moeder sê altyd eerste jammer. Want sy wil die vrede bewaar. So ek wil weer die vraag vra vanmôre. Moeder, gaan dit goed met jou? Moeder, gaan dit goed met jou man? Moeder, gaan dit goed met jou kinders? Dis 'n vraag wat jy net self kan antwoord. Maar die moeder het nie kinders gehad nie. Sy was raadtop. Sy wou graag ook 'n kind gehad het, wat sy kan omsien en kan lief hê soos wat sy vir haar man is. Wat gebeur toe? Dis as sê vir haar, oor 'n jaar van nou af, sal jy 'n seun baar wat jy kan vashou. Ek wil vanmôre vir jou as moeder en as vader ook vir my sê, daai kinders wat God vir jou gegee het, is nie net mahala nie. Dis nie verniet nie. God het daai kinders vir jou gegee, om hulle op te lei en hulle groot te maak in die huis van God en in die woord van God. Dis hard. Maar God het nie net jou kinders toevertrou dat jy moet afskryf. Kinders gaan probleme maak. Kom, wat weet jy nou? Jou kinders gaan probleme maak. Maar jy as ouer, alle moeder, sal eerstens op haar knie gaan en sê, Here, red my kind se siel. Was dit nie vir my moeder nie? So ek seker al jare lank nie meer gewees het waar ek is nie. My moeder het vir ons elke dag gebid. Vir ons as kind. Maar wat gebeur is, die kind word groot. Nou wat maak ons? Moeders, ek wil hier moet baie mooi luister. Wat maak ons as ons kinders groot word? Ons as moeders hou vas aan ons kinders. Jy wil nie daai kind laat gaan nie. Jy wil daai kind in alle tye naby jou hou en by jou hou. Ek wil vanmôre vir jou sê, los daai kind. Want as jy as moeder daai kind opgelei het in die huisvleuels van God in die kerk, hoef jy nie bekommerd te wees dat hy sal sommer net val nie. Jy moet dan bid en sê, Here, ek gaan hom loslaat, ek gaan hom die vrye toets gee, maar Here, staan by hom en dra hom weer vanmôre. Ons moet as jy kinders te vashou, gaan hy kind begin rebelleer. Hy word rebels. My pa wil nie, ek moet niks doen. Maar my ma, ek mag niks doen, het hy dan nie ja gesê. Wat gebeur? Ons het baie keer, 'n moeder het 'n sagte hart. Moeder het 'n baie sagte hartjie. Want sy gee om vir haar kinders. Sy gee om vir haar huis. Sy gee om vir haar man. Maar 'n moeder kan ook baie streng wees. Woord van God sê sy moet wees. Wat gebeur? Kom ons eerlik. As ons nog jong was. Jonk en mooi, nou is ons net mooi.
Kom jy by die huis, mamma, kan ek asseblief vanaand saam met my pelle gaan party? Wat gebeur? My ma, sit, dan sit jy aan die tafel. Wie gaan daar wees? Wat gaan daar gebeur? Wat gaan julle doen? Amen. Dit gebeur. Dan as hy sien, nee, jullie gaan nie baie lekker uitdraai nie. Wat maak mama dan? Gaan vra jou pa. Sy wil nie die moeilikheid te bal van, die gaan vra jou pa. Wat gebeur dan? Dan kom jy by pa. Pa, kan ek saam met Janie gaan party hou vanaand? Dan gaan groot mense ook in die party wees, want sy maale is daar, sy grootste seele is, sy boetieele, almal is daar so. Ons gaan net bietjie lekker saam kuier en bietjie video's kyk en goed. Wat doen die pa dan? Gaan vra jou ma. Sjoe. Nou sit jy in 'n warboel. Ma sê moet vir pa vra sê moet vir ma vra. Dan gaan jy terug na ma toe. Mama, kan ek asseblief regtig na daai party toe gaan? Ek beloof mamma, daar gaan nie probleme wees nie. En jy het met jou pa gepraat? Ja ma. Wat sê hy? Hy sê ek moet vir ma vra. Dan sê ma vir jou sit. Kyk, 'n ma se kyk is verskriklik. Ek het altyd gedink ek het 'n wille kyk vir my kinders. Maar my leid het nou nog my pa is banger vir ma se kyk as vir jou kyk. Dis nogal hou daai, né? Op die kakebeen. Ek is banger vir my ma se kyk as wat ek vir jou kyk is. Want daai tannie kyk dwars deur my as sy vir my gekyk het. Dit is so. Dan wat maak die moeder? As 'n moeder, om nie haar kinders te verloor nie, sy sê vir dit is reg my kind. Maar sorg dat jy nie by die huis is. Pa sou nog gesê 12 uur, maar sy 10 o'clock. Want sy is bekommerd oor haar kinders. Sy is bekommerd oor haar kroos. Ek wil vanmôre weer die vraag vra. Moeder, hoe gaan dit met jou? Geef my net antwoord, ek dink. Moeder, hoe gaan dit vanmôre met jou? As moeder in die huis. Ek wil vanmôre 'n baie belangrike ding vir ons man sê. Vir die kinders, hulle is nou nie hier nie. Ek wil dit hê jy moet dit insink. Maak 'n nota in jou Bybel of ergens. Moet nooit 'n moeder onderskat nie. Halleluja. Moet nooit jou moeder onderskat nie. Want dit is net waar jou probleme gaan begin. Ek wil vanmôre 'n stelling maak. En ek wil vir jou vra vanmôre, weet jy hoekom is ons land in 'n toestand wat hy is, ons wêreld? Ons noem dit die wêreld. Weet julle hoekom die wêreld in so 'n toestand is? Want ons moeders het gefaal. Die moeders het gefaal om te bid. Want 'n moeder wat bid, God verander daai gebed in die waarheid in. Die vrou in 2 Konings wou baie graag iemand gehad het. Sy het nie 'n kind gehad om vas te hou en lief te hê nie. En toe die man van God van sê, 'n jaar verder gaan jy 'n kind hê. Het sy vir hom gesê, moet my nie mislei nie asseblief. Ek is oud. My man is oud. Hoe kan dit gebeur? Maar Elisa was dit gaan gebeur. Oor 'n jaar lank nou. En presies die dag 'n jaar lank later, het die vrou geboorte gegee aan 'n jong seun. Aan 'n seun wat sy kon vashou en as moeder kan lief hê. En die kind het groot geword. Ek glo dit was 'n moeder wat gebid het en 'n vader wat gebid het, want daar was Dawid die Here. En hy het groter geword. En sy pa het op die lande gaan werk.
En sy het vir sy ma gesê, "Ma, ek is nou al 'n bietjie oud genoeg. Kan ek nie bietjie vandag staan na pappa toe gaan en gaan kyk wat hy doen in die lande nie?" Sy kon vir hom gesê nee. Om terughou met hom vas te hou, van sy het lank nie 'n kind gehad nie. Sy was dan haar ouer jare. En skielik het sy 'n jong kind wat sy na omsien. Maar sy het vir hom gesê, "Gaan my kind. Gaan kyk wat jou pa doen." En in die lande waar sy pa is, sê vir sy pa, "Pa, my kop wil bars. Ek het seer. Ek kan nie meer nie." Vader wat besig is in die lande sê vir sy dienaar, "Gasie, vat die kind, tel hom op en vat hom vir sy moeder." Het jy al gewonder hoekom hy dit gesê het? Want hy weet die moederliefde kan 'n verandering bring. Dit het al baie gebeur, kom ons wees eerlik. Kom jou papa het 'n kopseer en drink 'n pynpil. Maar ek het kopseer. Wat maak ma? Betroos jou, bring jou nader. My kind, ons bid vir hierdie kopseer. Die Here hom sal wegvat. Maar Gehasie vat toe die seun wat huil en seer het na sy moeder toe. Wat doen die moeder? Sy was besig in die huis, sy was besig met haar daaglikse take. Wat gebeur toe hulle die kind daar aankom? Uitgedra deur die dienaar van God. Sy het alles gelos waarmee sy besig is en na haar kind omgesien. Sy het die kind geneem en die kind op haar skoot neergesit en hom vertroos en hom probeer, so van die woord sê, baie mense sê, hom gepamper dat hy kan beter word. Maar dit was God se toestemming dat hy moes lewe nie, en die Here het sy lewe geneem. Daai moeder was gebroken. Daai moeder was nie meer wat sy moes gewees het nie. As mens was sy gebroken. Maar sy was nie verlore nie, omdat sy God in haar lewe gehad het. Het God haar deur daai tydperk gedra. Hy het vir haar gesê, "Moeder, I'll keep you close. Ek sal jou beskerm. Ek sal jou naby my hou, sodat jy nie deur hierdie beproewing alleen moet gaan nie." Ek vra die vraag vanmôre vir julle toehoorders, hoe lyk 'n goeie ma? Hoe lyk 'n goeie ma? Toe. Hulle het 'n skoolklas van 'n graad R kinders gehad. Dit is 6 jaar oud, nee, die kinders wat skool gee. Grade R is 6 years older daar. Hulle 'n groepie kinders gevat en met hulle gepraat en hulle gesê, "Hoor hierso, wat is 'n goeie mamma?" En die woord van die Here sê, "Die mond van die suigeling sal hier die waarheid hoor." En die juffrou was stom geweest toe sy die vraag gevra het, met die antwoorde wat sy gekry het. Gaan vir lees wat die kinders vir haar gegee het. Hulle sê, "Mamma lees altyd vir ons stories. Mamma bak my altyd. Mamma maak verskriklik baie lekker kos. Mamma speel baie keer saam met my as ek alleen is. Ek weet dat mamma het my lief. Dit is lekker mamma, wanneer mamma sê dat dit etenstyd is. Mamma doen alles vir almal in die huis." Nou trap ek op tone. Mamma doen altyd alles vir almal in die huis. Mamma sorg vir my. Mamma is vir my baie mooi. Mamma raas nie altyd met my nie, maar praat baie keer saggies ook met my as ek fouteer het. Dit was die terugvoer wat die onderwyser van die 6-jarige kinders gekry het oor 'n ma. Wat is jou ma vir jou werd vanmôre? Wat as jy vanmôre weer 'n kind is? Wat kan jy sê van jou moeder?
Oud, ons is so oud, getroud. Wat dink jy as ouer mens van jou moeder vandag? My moeder is oorlede so 'n paar jaar terug, 2010. Maar ek sal vir jou sê, ek dink nog elke dag aan haar. Want dit was 'n moeder wat op haar knieë was en altyd vir ons as kinders gebid het. Dat die Here ons siele moet red en dat die Here ons moet staande hou tot die dag wat hy sal kom. Moeder, ek wil vanmôre vir jou vra, hoe gaan dit vanmôre met jou man as jy nog getroud is? Die bediening Martie en Paas ons glo die bediening. 'n Man kan nie staan in die bediening sonder sy vrou agter hom, die moeder agter hom. Daai moeder se gebede hou ons nader aan God op knieë, nader aan God se voete. 'n Moeder is alles. 2 Konings 4 vers 18, ek het dit al gelees, maar gaan dit net weer lees. Maar toe die kind groot was, het op 'n dag uitgegaan na sy vader na die meiers toe. Hy het uitgegaan. Ek wil weer die vraag vra, moeder, hoe gaan dit vanmôre met jou? Ons as mans en as kinders vra nie genoeg vir ons moeders. Hoe gaan dit met hulle nie? Ons neem net aan dat 'n mamma moet maar altyd net shapading-dong wees. As ek die woorde kan gebruik. Sy moet maar net altyd sterk wees. Sy moet maar net altyd doen wat sy moet doen. Sy moet maar net altyd daar wees as ma en as vrou en as ons handjies opsteek, moet sy nou maar net spring en help. Dis wat ons verwag van ons moeder af. Ek trap op tone vanmôre, ek trap op my eie op partykeer. Gebeur partykeer. Why will I do it? I know, in 2 days time my wife will do it herself. Jy raak besig. Maar jy dink al klaar, as ek net daar uitkom, jy weet my vrou gaan dit doen. Die moeder van die huis gaan dit regmaak. Dit is maar net so. Doen ek wil vanmôre vir jou vra. Die vrou wat jy mee getroud is en wat saam met jou is al jare jou vrou, is dit reg? Wat het jy as man teenoor jou vrou gedoen al om te help om die kinders op die pad te kry? Ek trap op tone vanmôre, ek trap baie keer my tyd toe nog raak. Wyspien loop, anders ek my skoene vastrap. Want ons gee alles altyd in die huis. En wat moet gedoen word, gee ons oor aan die moeder. Ons as manne, is nie mans genoeg om baie keer op te staan vir jou vrou en vir die kinders te sê, dit is nou klaar, so met jou ma gepraat. Daar is 'n spreekwoord, en my ma het my so groot gemaak. En as jou ma die slegste vrou in die dorp, sy bly jou ma. En as jou ma die enigste persoon in die kerk, sy bly jou ma. Want hy moeder het met haar liefde sy jou groot gemaak. En jou opgetel en jou gedra. En sê, Here, hier is my kind vanmôre. Gee hom, ek gee hom oor aan jou. Ek gaan afsluit. Moeders, daar is baie dinge in die lewe wat spanning veroorsaak. In jou huwelik, in jou huishouding. Daar is baie dinge, van almal is nie dieselfde. Dis hoekom hulle sê as jy trou, dit is 2 verskillende mense uit 2 verskillende wêrelde. Alhoewel dit in Suid-Afrika is dit 2 verskillende wêrelde. Want jy is so groot gemaak en jou man is so groot gemaak. Nou om daai twee by mekaar te kan kry, om 'n huwelik suksesvol te maak, en 'n moeder sy lewe suksesvol te maak, en 'n man, die man in die huis te maak, dat hy kan sê, Here, dis jy, ek en my vrou. Dis daai een ding wat jy moet doen.
'n huisgesin sonder God in hulle lewens is nie huisgesin nie. 'n Huisgesin wat God nie 'n huisgesin nie in hulle lewens het nie. Sê ek vanmôre vir jou is nie 'n huisgesin nie. Dis 'n sirkus. Jammer om dit te sê. Dis 'n sirkus. Want nou wil jy die eie ek en die eie dinge wat jy wil hê die kinders moet doen, wil jy nou op hulle afdwing. Hoe verwag jy dat daai kind God moet aanneem en vir God lewe, as jy die eie ek op hom wil afdwing? Moeders, ek wil vanmôre nog 'n vraag aan jou vra. Is jy nog ten alle tye, luister jy nog ten alle tye wat God vir jou sê om te doen? Vader, luister jy? 'n moeder doen nie net wat sy doen omdat sy dit wil doen nie. God gee dit vir haar, die gedagtes, die liefde, die geduld wat sy nodig het om as moeder die huishouding aan die gang te hou. Kom nie van enige buitepersoon af nie, dit kom alleenlik van God af. Want sonder God kan daai moeder nie staande bly. Sonder God kan daai moeder nie doen wat sy moet doen nie. En hulle sê mos 'n moeder, leer jou kinders vandag. Leer hulle om God te dien. Leer hulle om die vader en die moeder te respekteer. Ek wil vanmôre die vraag vra, ek sluit af van jou. Hoe oud is pa? Wat doen dan vanmôre? Of hoe oud word hy? Kan ek julle dit kyk, ek sê mos, sy ouderdom is ouer as wat 'n mens is. Hy word 90. Hoekom is hy so oud? Omdat God hom guns bewys, omdat hy naby aan die Here lewe. Ek gaan vir jou sê nee. Nou tap ek op tone. Dit is nie hoekom hy so oud geword en Tannie Martie so oud word nie. Die woord van God sê, eer jou vader en jou moeder en jou dae sal verleng word. As jy nou oud word as mens, eer jou vader en jou moeder. Dit is ook mense wat foute maak. Dit is ook mense wat kan probleme hê. Dit is ook mense wat kan die verkeerde besluite maak. Maar ek wil vanmôre vir jou as kind sê, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng kan word. Alleenlik sal jy oud word as jy jou vader en jou moeder eer. As nou daar op die Facebook wat nie Facebook nie, op die wat YouTube wat ek gesien het. Toe ek besig was daar met ietsie vir die werk. Sorry. 'n Persoon wat hulle sê, hulle is nou besig om te kyk of dit die waarheid is. Die tyd wat hy sê wanneer hy gebore is, sou daai persoon dan nou daai dag wat hy sê dit is my verjaarsdag, 120 jaar oud geword. En toe hulle van vra, hoekom is jy so oud? Wat het gemaak dat jy so oud word? En sy woorde was, the word of the God sê, eer jou vader en jou moeder. Dit is hoekom God my so lank gespaar het. Hy sê, want ek het hulle geëer, tot die dag wat hulle neer is. So ek wil vanmôre afsluit en sê, kinders, vaders, kom ons eer ons moeders. Ek wil vanmôre vir die vaders in die gemeente vra. Hy moeder wat hier sit, en hulle uitwys, almal van hulle, bid altyd vir jou. Bid altyd vir jou kinders. Ek wil sê, kom ons ruil 'n bietjie die rolletjies om vanmôre. Kom ons as vaders bid 'n bietjie vir ons moeders en ons vrouens, dat God hulle sal versterk. Jy hoef nie jou vrou nader te kom en haar te salf en vir haar te sê,
Die Here sê ek moet vir jou bid, hier soos vir jou hande oplê. As jy in jou gebed gaan, eerste ding wat jy doen is, as jy taal vir God dankie gesê het dat jy jou tande gehou het en jou laat lewe het vandag. Die Here sê, Here, ek bid vir my vrou, die moeder van my kinders, dat jy haar sal versterk, haar sal deurdra en haar die krag sal gee om nie op te hou en nie moed op te gee nie. Want ek wil vanmôre vir jou sê, as daai moeder moed opgee, is jy verlore. Maar pastoor, ek bid ook as man. Jy bid. Ek sê nie bid nie. Ek sê mos altyd, miskien is ek verkeerd, verskoon die taal wat gebruik wat ek of die stelling wat ek maak. As ek verkeerd is, vergewe my. Maar ek sê dat 'n vrou is die bloe-eyed persoon in God se oë. Waar maar? 'n vrou is die bloe-eyed in God se oë. Want sy doen wat God vir haar verlang om te doen. Sy bid vir almal. Sy bid vir haar kinders. Sy bid vir haar man. Sy bid vir die familie. Daai familie wat jou so kwaad maak om jou Leon, dat hierdie kieme vir jou, dat hierdie taai voel, jy is die boekblad, hy werk so alles toe. Die moeder bid vir hulle. Jy word kwaad as man. Wat maak ons as man as ons kwaad raak? Jy sê wat? Jy wil alles regmaak met geweld. Dit is so, kom op broers. Miskien. Ek haal sommer daai ruitie se tande uit sy mond uit. Hy kan nie so met sy ma praat nie. Hy kan nie so met sy familie praat nie. Maar die moeder van daai kind gaan dit nie doen nie. Wat maak sy? Vanaand sê sy bid. Sy sê, Here, vergewe vir Janie vir wat hy verkeerd gedoen het vandag. Here, hy is nie gered nie, red sy lewe. Red sy siel. Maar hou hom staande, Here. Beskerm hom. Jy kind kan die grootste fout in sy lewe maak. 'n Ma sal altyd bid, Here, vergewe my kind. Maak hom sterk. En leer hom die regte pad. Ek wil vanmôre afsluit met die vraag. Wil jy moeders moet dit self vir hulle self antwoord. Moeder, hoe voel jy vandag? As jy vanmôre as moeder gebed nodig het, wil ek jy moet net jou hand opsteek. Here, ek het gebed nodig vanmôre. Ek val baie keer in dit wat jy van my verlang. Here, ek is nie altyd so sterk soos wat ek moet wees nie. Maar ek wil vanmôre vra dat jy my die krag sal gee en sal sterk hou. Dat ek nooit sal val. En nooit sal ophou vir my man en my kinders te bid nie. Wil ek vanmôre sê, God sal jou antwoord. God gaan jou antwoord. Kom ons sluit die hoofde. Here, het die hande gesien wat opgegaan het.